Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Andries Cornelissen sluit volgens ons aan. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, so aan. Hallo Andries. Andries, ons begin by 'n tragiese storie, die lyke wat gevind is in die Henopsrivier. Ja, ons het nou gister gesien was groot teenwoordigheid op die toneel gewees, op die N1 snelweg by Pretoria, die Henopsrivier. Daar is skade aan die reëling, jy kan sien daar's voertuie daardeur. Dit lyk op die oomblik kan jy nou nie so baie water daar sien nie, want dit is nou dis half bietjie moeilik vir mense om te verstaan, maar daar was baie meer water verlede week Woensdag, Donderdag, toe hulle vermoedelik Donderdagoggend 2 uur praat hulle van dat hulle verongeluk het, dis die 3 polisiekonstabels en basies is dit eintlik bietjie van 'n vreemde soektog gewees, want Maandag is daar stukke van 'n voertuig gekry op die toneel. Daar's toe nou gesoek en toe het hulle 'n ander persoon gekry in 'n Renault paneelwa, 'n persoon wat werk by die Littleton polisiekantoor wat ook daar verongeluk het en dit blykbaar het dit Saterdag gebeur. En toe met die verdere soektog het hulle nou die ander lyke gekry en ook 'n 5de lyk. So dit lyk asof wat gebeur het is hulle is die laaste keer gesien by die Brakfontein wisselaar op 'n kamera. Dit was Woensdagnag. En met ander woorde, en dit is wat my so bietjie pla hiervan, jy weet, hierdie is die polisie se eie mense, 3 van hulle, jong mense, wat weggeraak het, en dit het ons gevat van verlede Donderdag af, tot Maandag, waar die eerste stuk op die toneel gekry is. En hulle sê, die laaste keer wat die voertuig gesien was by die Brakfontein wisselaar, en geen kamera daarna het die voertuig gekry nie. Met ander woorde, wanneer het ons nou presies begin soek tussen die 2 kameras? Ja. En dit voel vir my half, jy weet, hoe kan jy as jy die voertuig die laaste keer Donderdag gesien het, hoe kom jy eers Maandag op stukke van 'n voertuig af by die brug spesifiek? Ja. Dit voel net vir my asof daar onbeantwoorde vrae is in terme van hoe hierdie proses van die soektog verloop het. Jy moet onthou, hier praat ons van polisielede, weet wanneer dit 'n gewone lid van die publiek is, want soos wat jy sê, daar's 2 ander lyke gekry. Ja. Hoe presies, jy weet, werk hierdie tipe van prosesse. Die polisiekommissaris was op die toneel, die families was gisteraand op die toneel, die 3 is uitgeken. En jy weet, dis tragies vir die polisie, maar soos ek sê, ek dink daar mens moet ook tog die vrae vra. Jy weet van presies hoe hierdie ondersoek hanteer is. Konstabel Kiamogetso, buis 30 jaar oud, Boipelo se nog het 20 en Sebekulu Linda 24. Jy weet, dis jong mense hierdie, en nie dat dit 'n verskil sou gemaak het, jy weet, wanneer hulle gevind is of wanneer die soektog begin het nie, maar dit pla mense bietjie dat ons het al hierdie kameras, ons het al hierdie tegnologie, maar dit vat van Donderdag af, waar jy sê die sein is verloor van die voertuig en hulle selfone, vat dit jou van Donderdag af tot basies gister, waar jy vir die eerste keer, jy weet, die lyke kry. Dit pla my so bietjie van die polisie se doeltreffendheid in terme van ondersoekwerk. Hierdie is op die nasionale snelweg. Hierdie is nie ergens op die platteland waar hulle op 'n grondpad gery het en tussen neus en ore verdwyn het nie. Hierdie is by die hoofstad van die land op die nasionale snelweg N1 op pad Limpopo toe. Ja. En daar's vir my baie vrae oor. Die voertuig is nog steeds nie gekry nie. So jy weet, baie van die vrae gaan ook, daar's onmiddellik daar samesweringsteorieë en goed ook natuurlik, jy weet, van is georganiseerde misdaad hierby betrokke of enigiets. In hierdie stadium lyk dit asof dit doodgewone tragiese motorongeluk was. Maar sodra die voertuig gekry is, sal ons waarskynlik meer antwoorde hê. Hulle praat ook van die pad was nadat ons weet die Henopsrivier was nogal sterk en vloed geweest, baie reën gehad ook op hierdie stadium. Ek dink wat ook tragies is, 3 jong lewens is verloor en dit is ook polisielede wat teen onwettige mynbou ontplooi was. So dit is mense wat regtig 'n verskil wou maak. En mense hart gaan eintlik net uit na die families wat ook gisterand op die toneel was om hulle uit te ken. Dis regtig nie baie lekker. Ja, hierdie was 'n nuwe hoofstuk in hulle lewens wat veronderstel was om te begin. Jy weet, en nou is dit, nou gaan mense langs 'n graf staan. Dis baie jammer dat hulle daai tyd van die oggend moes ry van Bloemfontein na Limpopo waar hulle ontplooiingsgebied is, nê. Mens moet eintlik dit sou ja. Ja, mense verstaan nie wat was hulle denkproses gewees om 2 uur in die oggend op die snelweg te wees terwyl dit weet baie hard, ons weet hoe swaar die reën was verlede week en hoe vol die riviere en die natpaaie en al sulke goed. So ja, mense weet nie presies wat daardie proses is nie. Ek neem aan dit sal deel van die ondersoek wees van weet hulle besluit hulle gaan deurry of wat was die, want 2 uur die oggend
Ja. Dit was nie die beste tyd van die dag om want weet, om nadat jy moeg is, jy weet al daardie en dis die eerste dinge wat hulle vir jou sal sê is jy weet wanneer jy moet rus en jy gereeld weet moenie in die nag hierdie tipe van en natuurlik die weeromstandighede in die padtoestande en al sulke goed. Ja. Maar so gepraat van padomstandighede, die minder sterftes oor Paasfees. Ja, dis nie net slegte nuus in terme van jy weet ons paaie en padveiligheid nie. Hierdie is syfers wat vergelyk word met die pas afgelope Paasnaweek met verlede jaar se Paasnaweek. Dit is daai 4 dae van die Goeie Vrydag af na Paasmaandag toe. En as jy kyk na die padsterftes het afgeneem met 45,6%. Dis nogal dramaties. Ja. Jy weet as jy kyk ook na jy praat van 167 mense is dood op die land se paaie oor daardie 4 dae. En soos ek sê, dit is 'n redelike dramatiese syfers. Jy kyk na die provinsies, jy weet in Noordwes Limpopo 13, 14, Vrystaat 7, Noord-Kaap 6 en ek dink die belangrikste deel is dat die sterftes op die N1 die gevaarlikste weet en natuurlik jy weet hoe Paasnaweek se verkeer lyk, was daar geen groot ongelukke gewees byvoorbeeld nie. So ek dink die enigste negatiewe een hier is dat as jy praat van 47% van padsterftes is voetgangers. Van hierdie. Nou dit gaan nog steeds dit gaan altyd my verstand te bowe jy weet laat voetgangers 47 by amper die helfte van die sterftes is voetgangers. So dit is nou waar mense jy weet paaie oorsteek waar hulle nie moet nie. Ons almal was al op die N1 snelweg tussen Johannesburg en Pretoria en mense wat oor die snelweg hardloop. Dit is maar ek sien minstens is daar ook van hulle in hegtenis geneem. Toevallig van hierdie voetgangers. En jy weet die syfers wat jy van praat is hulle het 941 bestuurders in hegtenis geneem vir dronk bestuur, 89 vir spoed. Die vinnigste persoon wat aangekeer is was 214 km/h in 120 km sone by Planknek in Limpopo. Ek weet nie presies waar dit is nie. Maar Planknek in Limpopo is waar die persoon vasgetrek is en hopelik gaan hy nooit weer so vinnig terugkry nie. Maar hoekom is daar minder sterftes wees? Was daar 'n groter veldtog gewees of dink jy mense is werklik net meer verantwoordelik? Ek sien daar's baie komplimente vir Barbara Krisi die minister en die samewerking tussen verskillende rolspelers. Jy weet van die regering af en burgerlike organisasies. Daar's elke jaar is daar groot veldtogte rondom padveiligheid. Ek hoop hulle kan hierdie volhou. Ja. Want jy sien dis eintlik die ding. Jy weet dit gaan nie net oor hierdie moenie net en hulle sê dit altyd. Dit moenie net 'n veldtog wees vir 'n paar dae wanneer daar 'n lang naweek is of Paasnaweek of Desember vakansie nie. Dit moet 'n heel jaar veldtog wees. Ja, daar was sigbaar baie meer padblokkades en wetstoepassers op die paaie gewees hierdie naweek. Maar dit is wat mense afskrik. Ja. Dit is wat mense in toom hou is juis sigbare polisieering op die en dit is waarskynlik as jy kyk na die N1. Ja. Weet dit is die N1 oor Paasnaweek word baie goed gepolisieer. En dit wys jou net. So dit moet net toegepas word op al die belangrikste roetes in die land. Maar as mens kyk na volhoubaarheid soos jy sê vir die jare wat kom ook, sal 'n mens graag ook dalk wil sien dat daar meer voetgangerbrûe is om hierdie groot probleem van voetgangers wat doodgery word aan te spreek. Nee, of ek weet nie wat eintlik die oplossing is nie, maar ja, dit is 'n groot probleem. Dis reg. Die ding is dat jy weet die probleem is dat ons kan ook nie elke 5 meter 'n voetgangerbrug bou nie. So dit gaan ook 'n bietjie oor gesonde verstand. Moet toegepas word wanneer mense 'n snelweg oorsteek. Ja. Dan Andries, die Jocelyn Smith hofsaak ook is nou eindeskant toe. Ja, ek is nog steeds verstom oor hierdie saak dat 'n ma daar kan sit en sy is nog steeds nie sy praat nog steeds nie die waarheid nie of vertel nie die volledige storie nie. Ja. Sy weet wat met die kind gebeur het, maar die hof moet nou maar probeer om 'n storie aan mekaar te sit met daar was 32 getuies. Jy weet ja, soos ek sê, daar sit 'n ma in die hof en daar word gesoek na die kind en die kind is steeds weg en dit is eintlik nou maar net weet ja, ek weet nie, soms voel ek dat 'n mens moet batterye koppel aan mense en sodat jy die antwoorde kry. Maar dit is weet in hierdie geval is dit nou die hof gaan nou Vrydag hopelik uitspraak lewer. Natuurlik, jy weet, ons het nog steeds nie ons weet nie waar die kind is nie. Ja. Niemand weet werklik wat met haar gebeur het nie. Maar die grootste veronderstelling op hierdie stadium dat sy vermoed verkoop is. Dit is korrek, ja. En dat die staat voer aan dat hulle het geweet sy gaan nie terugkom nie. Jo. En ja. Ek weet net nie hoe leef jy met jouself saam nie. En ek praat van verskeie mense hier wat jy weet behalwe vir die 3 beskuldigdes, jy weet dat daardie kind is weg en die nie een van hulle was bereid om
die volle verhaal te vertel. Presies. En jy praat R20.000. Dis nou is dit wat 'n kind se lewe werd is vir iemand wat dwelms gebruik? Is daai kind R20.000 werd? En dis soos jy sê, dis wat ek ook nou wou sê, nie een van die getuies, nie eens die staatsgetuienis, se storie was dieselfde as die 3 beskuldiges nie. Almal se stories is so verskillend dat mens eintlik nie 'n stapie heeltemal nader is aan die waarheid nie. Mens wil eintlik net vir een van hulle gaan, kan een van hulle net vir ons sê wat met die kind gebeur het. Soos kom net uit met die sak patats en vertel ons regtig die waarheid. Maar die ding is, jy weet, dis hulle hou van die kollig. Dis ongelukkig, jy weet, dis nie ons werk nie met die hoogste kwaliteit van mense hier nie. En dit is waarskynlik hoekom die vraag nie beantwoord word nie. Andries, die DA is weer op pad hof toe. Ja, hierdie is waarskynlik nog 'n groter toets vir die regering van nasionale eenheid. Dit is die wysigingswet op gelyke indiensneming en die minister van indiensneming en arbeid, Nomakosazana Meth, wat hof toe geneem word. Haar naam is elke keer vir my vriend, maar in elk geval. Die probleem is die rigiede kwotas wat hier ter sprake kom. En die DA wat nou gekant is daarteen, hulle sê inklusiewe ekonomiese groei is wat jy nodig het om 'n werklike transformasie teweeg te bring, nie kwotas waar jy vir 'n besigheid sê jy moet soveel van hierdie en soveel van daai en soveel. En veral vir Indiër mense in KwaZulu-Natal en vir bruin mense in die Wes-Kaap is hierdie 'n redelike problematiese situasie, want as jy kyk na die nasionale demografie en jy weet hoe presies pas jy dit nou plaaslik toe, die DA sê hierdie wetgewing gee aan die minister te veel magte en daar's nie genoeg beheer oor daardie magte nie. So hierdie hofsaak is volgende week, die 6de Mei is dit in die Hooggeregshof in Pretoria. Dit gaan interessante argumente wees. Ja. Ek dink hierdie hou ook verband met daardie ding van wat die debatte oor gaan is wanneer is transformasie volbring, om dit nou so te stel. Wanneer is regstellende aksie volbring? Hoe lyk daai eindpunt waar jy wil uitkom? Ja, wanneer is wette nie meer nodig om regstelling? Correct. Want die ding is dat jy sit nou met situasies waar jy mense in menslike hulpbrondepartemente het wat sê, o aarde, ons het nie genoeg gestremdes volgens ons maatskappyprofiel nie. Nou moet ons indringend dis nie noodwendig mense wat inpas in die kultuur van die maatskappy nie. Dis nie noodwendig mense wat die nodige vaardighede het waaroor maar hierdie prentjie moet ons nou verander. Ons gaan nou beboet word met 10% van ons omset. Ja, net omdat dit nie reg lyk nie. Omdat dit nie reg lyk nie. So die ding is dat dit gaan ook weer eens waar maatskappye waarskynlik sit met 49 werkers en nou raak hulle baie bekommerd want ons kan nie nou verder uitbrei nie. Ja. Want die oomblik wat ons daai 50 hoor gaan, dan moet ons aan al hierdie vereistes en kwotas en goed voldoen. So dit hou waarskynlik maatskappye terug om verder te groei. Want hulle kan nie durf om die getalle sodanig saam te stel dat hierdie tipe van wetgewing op hulle waar hulle meer as 50 werkers het van toepassing word nie. So daar's allerhande argumente daaroor en dit behoort 'n interessante argumente in die hof te wees. Hierdie behoort eintlik konstitusionele hof toe te gaan, maar daar's natuurlik 'n proses wat ons eers moet deurgaan. Dit gaan nie net oor die groei nie, dit gaan ook die belê. Hoeveel maatskappye gaan werklik om belê as hulle moet voldoen aan al die reëls en regulasies? Dit is die probleem. En ons ekonomiese groei en ons weet waar die ekonomie is op hierdie stadium. So hoe vind mens daai gesonde balans tussen die wette en groei en die ekonomie? So dit jy heeltemal reg. Dit gaan interessant wees om te sien hoe dit uitspeel. Nog iets wat baie interessant is dat die koninklike huis nou eiendom terugvat. Ja, dis 'n berig wat die Daily Sun gehad het oor Jacob Zuma, die leier van die MK party. Hy het 'n geleentheid bygewoon daar by die Sterkfontein Dam. En die koning daar, Letsitsa Moloi, het gesê maar jy weet hulle het nou of hulle beweer dat daar was 'n hofuitspraak in die Vrystaatse Hooggeregshof wat basies 'n grond aan hulle teruggee wat in die apartheidsdae van hulle mense weggevat is. En dit gaan van dele van die Vaal, Mpumalanga, Vrystaat en selfs tot by Montrose in KwaZulu-Natal, as ook Newcastle sluit dit in. Nou ek kan nie onthou van enige sodanige hofuitspraak nie, maar enigiets is moontlik. So Zuma was nou daar en hulle het nou Sterkfontein Dam het hulle onder andere nou verklaar tot koninklike eiendom. Netwerk 24 het gister berig dat 'n groep daar opgedaag en met geweld toegang tot die plek gekry en gesê hulle besit nou die
Sterkfonteindam en omgewing. Gaan hulle hom nou ook koördineer en skoon hou en veilig hou en so? Ja, kyk, hulle is van plan om ook fabrieke op te rig daar by Sterkfontein sodat want hulle gaan duisende werksgeleenthede skep vir Is dit? Ja, Op vir die water. mense. Goed. Die mense sukkel. So ons moet net vir hulle die geleentheid gee, dan gaan hulle al die probleme oplos. Wel, as ek dit nie mis het nie, is van my familielede se plaas ook oorgeneem sodat daai dam gebou kon word in die eerste plek. Hulle huis is nog iewers daaronder. So ek dink as ek dit net kan gaan uitduik, dan kan ek vir hulle net sê, onthou hierdie deel is myne. Ons moet net eers die dam dreineer sodat jy jou huis Ja, maar dis mos maklik. Ja. Ek het niks. Ek het regtig niks oor hierdie storie nie. Ek gaan net afbeweeg. Kom ons gesels oor die EFF. Ja, hierdie is dis nou eintlik gaan dit oor Kaapstad. En raadslid Lungiswa Ntshuntshu. Ek gaan dit nooit reg sê nie. So moenie eers luister nie. Sy het van die EFF oorgeloop na die DA toe. Baie interessante. Ek is seker daarvan Julius Malema is nog hy het nie geslaap gisternaand nie. Hy het waarskynlik skryf hy nog in daai verklaring wat hy gaan uitreik oor die feit dat sy oorgeloop het. Maar so sy het nou besluit dit kom kort nadat die man van die ANC wat ook die leier van in hulle caucus was, ook oorgeloop het na die DA toe. So dis 'n interessante skuiwe in Kaapstad. Sy sê die DA het meer hulpbronne en hulle kan meer doen. Ja. Ek hoop nie sy se pos Al aangebied. wil hulle nie dieselfde doen nie, hulle kan meer doen. Hulle kan meer doen. Dit was my ook interessant dat dit haar enigste rede was dat hulle meer hulpbronne het. Nie ek stem saam met wat hulle doen, waarmee hulle besig is nie. Hierdie is 'n persoon wat ook al protesaksie deel was van. Ja, maar jy sien dit is deel van die EFF kultuur, dus jy moet deel van die protes wees. Jy kan nie deel wees nie. Ja. So die probleem is vir die EFF is dat jy weet wat bly oor van die party. Jy moet onthou behalwe vir die liedjie wat Julius sing is daar's nie veel vleis aan daai been nie. En sy probleem is dat hy staan nie meer uit as uniek nie. Jy weet behalwe vir die feit dat hy die liedjie sing, is daar weet die MK party is eintlik maar dieselfde. Jy weet die linkse kant van die ANC is eintlik maar dieselfde. So vir Malema se probleem is dat sy party se bestaansreg is besig om baie stadig totaal te verdwyn. En die ding is dat jong mense, en dit is die EFF se ander probleem, dis jong mense, hulle wil dinge verander, hulle wil dinge doen. Ja. Oppositie is nie waar jy dinge gedoen kry behalwe om vergaderings te ontwrig en mense sleg te sê nie. Dit eintlik so jy moet dinge kan doen. Jy moet in 'n magsposisie wees om te kan goedjies te vermag en hulle is nie daar nie. Ek wonder net wat het sy gedoen dat die DA glo dat sy regtig oorgeloop het nou na die vyand toe? Het sy haar berei gebrand of het sy jy weet sy moet tog sekerlik bewyse lewer dat sy nie as spioen nou daar in die DA is of vir ander redes nie. Nee, ek dink in die politiek gaan dit maar net ek dink sy sien 'n geleentheid en ja. Ek seker ons gaan ook 'n verklaring sien waar Julius sê dis 'n goeie ding dat sy die party Ja, en eintlik was hulle van plan om uit te skop. Dit is Ja, presies. sy was eintlik op pad uit. Ek verwag ook dit gaan die rede wees daar. Andries, dan sluit ons af met vrouens met 2 of meer kinders hoef nie belasting te betaal nie. Nie in Suid-Afrika nou nie. Ja, dis 'n baie interessante dis Hongarye. Viktor Orban se nasionalistiese regering, hulle het 'n nuwe maatreël ingestel om te probeer om vrouens te kry om meer as net 1 kind te hê. So hulle probeer want hulle het 'n bevolkingsprobleem. So hulle wil minstens dit hê dat 'n vrou minstens gemiddeld 2 kinders het. Hulle het alreeds voorheen maatreëls ingestel wat nou nog nie heeltemal uitgekom het waar hulle is nog nie daar waar hulle wil wees nie. Want hulle wil by minstens 2 wees en hulle is ek dink by 1.5 of so iets. Ja. Gemiddeld. So hulle het nou 'n nuwe ding ingebring wat hulle vrouens wat onder 40 is en 2 kinders het, word lewenslank van inkomstebelasting vrygestel. Lewenslank. En hulle wil dit uitbrei na alle vrouens toe teen 2029. Maar en dan van Oktober af gaan vrouens met 3 kinders, maak nie saak wat hulle ouderdom is nie. Van Oktober af gaan vrouens met 3 kinders ook lewenslank vrygestel word van inkomstebelasting. Wat van die mans? Wat van die paas wat die helfte van die werk gedoen het om 'n kind te kry? Dit is nou juist die ding wat ek sal nou 'n huispappa wees in Hongarye. Ja. Want dan gaan jy nooit dan sal inkomstebelasting Ja. ja. Jy gaan En nie die mense wat huispappa dalk wees onder diegene wat nie Orban Amerika oorweeg om as vlugtelinge Ja. te wees nie, Hongarye is dalk 'n ideaal want jy kan 'n paar meisies van inkomstebelasting gaan bevry. En ek dink daar gaan nou 'n klomp vrouens wees onder wie se name besighede geregistreer word deur hulle mans. Jy weet, ook vir belastingdoeleindes. Maar dit is so interessant dat ons is nie gewoond aan te min kinders in 'n in gesin nie. Suid-Afrika moet ons die beleid Ons moet anders teenoorgestelde, ja. Maar kyk maar op daai noot Andries baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Altyd lekker. Dit is Andries Cornelissen bly gerus ingeskakel net, nog gaan ons voort.
Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.